Goeiedag vriende, baie welkom hier op die Saterdag en kom ons reis verder so deur die Here se woord en ons is by 1 Petrus 2 en ons lees daar die eerste paar verse. Baie welkom. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog en huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. As julle, dis die woorde hier in vers 3, die woorde van Psalm 34 vers 9, en as jy vir 'n oomblik so intoe blaai en daar gaan stil staan by hierdie woorde, dan is dit amper 'n wonderlike refrein. Dawid wat hierdie lied skryf, en ek nooi hom vir 'n oomblik daar te gaan loer, sê hy in vers 9, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Die Here is naby, sê Dawid in hierdie lied wat hy skryf in Psalm 34. Kom en ondervind dat die Here goed is. En as jy iets van die Here se goedheid gesmaak het, dan word dit amper, dit is die smaak in 'n ou se mond, en die smaak wat 'n ou mee leef. En dan is daai smaak op 'n manier die geur maak wat jy versprei, wat mense beleef wanneer hulle met jou te doen het. En daarom word dit dan moontlik om op te hou met bedrog en kwaadpratery en jaloesie. En ons weet, soos wat 'n pasgebore baba smag na haar kind se moeder, die moeder se melk, dit is absoluut afhanklik vir voortbestaan of groei, so met julle smag na die suiwer waarheid, die suiwer evangelie, sodat julle daardeur op kan groei en saligheid verkry. En dan hierdie tweede baie sterk beeld, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur mense afgekeer is. Hy is die een wat self sê, ek sal hierdie tempel afbreek en in 3 dae weer herbou. Hy praat eintlik van dat hy is besig om 'n nuwe tempel, 'n nuwe priesterdom op te rig. En dat die mense wat hom volg, dan so sal wees, hy sal die hoeksteen wees van hierdie nuwe geestelike huis. Hy sê, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring. Die priester se werk was om offers te bemiddel vir die mense, om namens God mense se offers te bring en 'n tempeldiens te doen, word hulle die bemiddelaars tussen die mense en God, sodat mense iets van God mag beleef. En daarom sê hy, julle word dan nou uiteindelik die stene, en as jy hoor lewende stene, dan staan dit direk in kontras met dooie stene. Hoe lyk dooie stene? Dooie stene is klip. En Jesegiel praat van, hy haal ons klipharte uit en gee vir ons harte van vlees. En as ons lewende stene tot 'n heilige priesterdom opgebou word, dan is dit amper asof in hierdie steen, in hierdie gebou, in hierdie tempel, ons word tempels wat God se heil en God se smaak en God se liefde bemiddel in hierdie wêreld. Harte wat pomp met Christus se bloed. So word ons lewende stene ingebou op hierdie hoeksteen.
En hy herinner ons, hy hierdie bousteen of hierdie hoeksteen wat die mense afgekeer het. Maar God het daarvoor 'n ereplek uitverkies. Uiteindelik hoor ons dan ook terselfdertyd, julle sal ook afgekeer word. Soos wat Christus afgekeer is, so sal julle ook deur die mense afgekeer word. Maar daarom juis om opgebou te word tot 'n nuwe geestelike huis. En mag ons so dit bemiddel, mag die Here ook so deur ons vloei. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u goedheid en u genade en mag ons lewende stene in u diens wees. Amen. Seën en voorspoed tot 'n volgende keer.